In Ink Luisterstories bied aan. Die Bybelkoerant bied u vandag se nuus, gelees deur Marie Hannekom. Vandag se nuus word oorheers deur 'n onverwagte sonsverduistering wat die stad Jerusalem tot stilstand gebring het. 'n ongewone lang sonsverduistering het gistermiddag die stad van 12 uur tot 3 uur in duisternis gehul. Terwyl die strate leeggeloop het en alle aktiwiteite op die markplein noodgedwonge gestaak moes word, het mense verdwaas in hulle huise lampe opgesteek. Selfs die voëls het kop in die vlerk in die bome gesit en slaap. Plaaslike sterrekundiges is dronk geslaan, maar ekstaties oor die ongewone sonsverduistering. Dit is vir min mense beskore om 'n algehele sonverduistering te beleef. Dat dit boonop so lank donker was, is eenvoudig ongelooflik. Dit is 'n ondervinding van 'n leeftyd, het 'n opgewonde sterrekundige Simon Ben Joshua gesê. Asof die sonverduistering nie genoeg was nie, het 'n hewige aardbewing die stad boonop gister getuister. Hoewel geen ernstige skade aangemeld is nie, rapporteer die opsigter van die begraafplaas dat 'n aantal grafte oopgegaan het in die skudding. Hy wou nie berigte dat daar van die lyke verdwyn het bevestig nie. Die polisie ondersoek egter die saak. Die voorhangsel wat die heilige deel van die allerheiligste skei, is ook gistermiddag erg beskadig toe dit in 2 geskeur is. Die skokkende voorval het omstreeks 3 uur gistermiddag plaasgevind. 'n Sekuriteitswag by die tempel het die skade ontdek toe hy ondersoek gaan instel het na 'n skeurgeluid in die heilige deel van die tempel. Volgens hom het hy gesien die laaste stuk van die gordyn skeur. Wat hom veral verbaas het, was dat die gordyn nie van onder af geskeur het nie, maar van bo af. Hy beweer ook dat daar geen mens in die heilige deel van die tempel was toe die voorval gebeur het nie. Dit kan nie die werk van God wees, het hy gesê. Hoëpriester Kajafas het egter die sekuriteitswag se weergawe as onsin afgemaak. Die wag was te bang om die allerheiligste te deursoek. Hoe kan hy sê daar was niemand, het hy gevra. Volgens hom moet dit die werk van Samaritaanse ekstremiste wees, wat die feesgety wil ontsuur. Ons sal ons egter nie deur hierdie soort optrede laat intimideer nie, het hy gesê. Die fees gaan voort soos beplan. U kan meer hieroor lees in Matteus 27. In ander nuus. 'n man is gisteraand net buite die stad opgehang gevind. Hy was Judas Iskariot, 'n vertroueling van Rabbi Jesus van Nasaret, wat gister gekruisig is. Judas het 'n groot rol gespeel in die owerhede se plan om Jesus gevange te neem. Die polisie vermoed geen misdaad nie. En dit is die einde van vandag se nuus aan u gebring deur die Bybelkoerant. Bly asseblief ingeskakel vir die redaksionele kommentaar, geskryf deur Jaco Tom. Hier volg die redaksionele kommentaar geskryf deur Jaco Tom. Wat die Joodse raad betref, was die saak afgehandel. Jesus het sy verdiende loon gekry, hy is dood en die lewe gaan voort. Dat die sonsverduistering, die aardbewing en die geskeurde voorhangsel iets met Jesus se dood te doen kon gehad het, het waarskynlik nie eers by hulle opgekom nie.
Dis maar die soort goed wat toevallig gelyktydig gebeur, sou hulle sê. Die Bybel leer ons egter anders. Die duisternis was 'n teken dat God die Vader hom onttrek het aan Jesus. Jesus was immers besmet met sonde, ons sonde, en daarom was hy deur God vervloek. God die Vader kon dit nie uithou by Golgotha nie. Die stank van ons sonde het hom te veel gewalg. Daarom gee hy pad. Die oordeel moes Jesus alleen deur, vir ons. Die oordeel het Jesus deurstaan, gehoorsaam aan die wil van sy Vader tot die dood. Daarom kon hy na die duisternis triomfantlik uitroep, dit is volbring. Hy het die prys betaal, volledig. As teken dat ons skuld betaal is en ons sondes versoen is, skeur die voorhangsel wat die allerheiligste afsonder van die res van die tempel. Want nou is toegang tot God nie beperk tot die hoëpriester alleen nie. Nou kan almal wat met God versoen is, persoonlik die allerheiligste van God se teenwoordigheid betree. Ons loof U dan, Immanuel. U het oorwin en dood en hel. U maak ons van sonde vry. Daarom aanbid en juig ons bly. U het geluister na 'n uittreksel uit die Bybelkoerant, geskryf deur Jaco Tom. Die voorlesings is gedoen deur Madi Hanekom en Eugene Pinaar. Hierdie was 'n produksie van In Ink Luisterstories. Die tegniese versorging is behartig deur Eugene Pinaar. Die Bybelkoerant is uitgegee deur Human en Resou Uitgewers en is beskikbaar by jaco@bybelkoerant.co.za. Dit was 'n produksie van In Ink Luisterstories. As jy daarvan gehou het, volg gerus ons kanaal deur die subscribe knoppie hieronder te druk. Lewer asseblief ook kommentaar op die stories en vertel vir ons wat jy daarvan gedink het. Dit sal ons in staat stel om nog baie meer soortgelyke stories aan jou te bring.